Goeiedag, Markus 1 vers 14 tot 15. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Dit is die ernstige raadgewing van Here Jesus. Bekeer julle en glo die evangelie. Met hierdie ernstige woorde het die Heiland sy heilige bediening op aarde begin. Bekering sluit geloof in die evangelie in. Die evangelie word deur kinderlike geloof verkry. Die feit is dat ons afgedwaal het van God en dat ons op verkeerde paaie verkeer. Ja, ons is soos skape wat van die herder weggedwaal het. Die profeet Jesaja het reg uitgeroep in Jesaja 53 vers 6. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Omdat dit so is, daarom sê die Heiland aan ons, bekeer julle en glo die evangelie. Bekering beteken om tot inkeer te kom en terug te keer tot God. Jeremia 3 vers 14. Keer terug, o afkeerige kinders, spreek die Here, want ek is Heer oor julle. Dink aan al die gevare waarin die dwalende skaap blootgestel is. Hy's 'n maklike prooi vir die eerste roofdier wat hom teekom. 'n Skaap kan homself nie verdedig nie. Daar is geen dier wat so weerloos soos 'n skaap is nie. Hy het min krag. Hy kan nie vinnig hardloop nie. Hy kan hom glad nie teen 'n roofdier teensit nie. So is dit ook ons gesteld. In eie krag kan ons niks uitvoer nie. Dit weet die Here en daarom roep hy tot ons, om ons tot hom te bekeer. Wanneer hy sê, bekeer julle en glo die evangelie. Die evangelie is die goeie nuus van verlossing. Verlossing van sonde is juis ons grootste behoefte. Die sonde bring eintlik die dood, die natuurlike en ook die ewige dood, die rampsaligheid. Glo die evangelie, aanvaar dit met groot dankbaarheid. Romeine 10 vers 8 tot 11 sê, maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo, dat hy hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Vader, dankie dat U Jesus vir ons aan die kruis laat sterf het. Here, dankie dat U hom uit die dood uit opgewek het en dankie dat hy sit aan U regterhand, waar hy vir ons intree. Seën ons, o Heer, en help ons vandag om U te bely voor ander, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.